Hartlike goeiemôre van my kant af. Het word 'n wonderlike voorreg om weer saam met u te wees en mag die Here vir ons ook ryklik saam seën. Hierdie Graaf Neus Akedus is nogal baie lief om in die grond of in die sand dan ook te beweeg en sal homself dan ook in die sand begrawe. Hulle is redelik aktief dan ook in die nag, meer aktief in die nag as in die dag, en hulle kom ook verskeie plekke voor soos graslande, woude en dan ook in die woestyn soos hierso. Hulle spandeer baie tyd ondergrond en hulle gebruik juis hulle koppe dan ook, en dit is waar daardie neus ook van hom, die gedagte van 'n graaf neus Akedus vandaan kom, en dan ook hulle verloor hulle stert ook, soos baie ander akedisse wanneer hulle in gevaar is om dan weg te kom van daardie roofdiere. Net so in die woord van die Here is daar baie keer dat die kinders van die Here weghardloop van die Here af. En dit is 'n hartseer saak. Ons staan stil by die gedagte van vlug. En kyk net vir Jona, Jona 1 vers 3, maar Jona het hom klaar gemaak om na Tarsus te vlug, van die aangesig van die Here af weg. En hy het na Jafo afgegaan en 'n skip gevind wat na Tarsus sou vaar, en hy het die reisgeld daarvoor betaal en daarin geklim om saam met hulle na Tarsus te vaar, van die aangesig van die Here af weg. Net soos daar baie, soos ek reeds gesê het, kinders van die Here, wat van die Here af probeer wegvlug. Hulle sal enige iets doen. Hierdie man het selfs die reisgeld betaal. Dit het hom 'n prys gekos om daardie reisgeld te betaal, maar is nie bereid om die prysgeld te betaal wat die Here van hom gevra het om daarso na Ninive toe te gaan nie. Net so in baie kinders van die Here se lewe vlug hulle van die Here af weg, sommige van hulle roeping af, ander om die werk van die Here nie te doen nie, so vlug weg van, soos byvoorbeeld verpligtinge by gemeentes af, om nie dit te doen waarvoor die Here vir hulle gevra het, hulle daar moet wees, en waarvoor die Here hulle ook in so gemeente of binne die gemeenskap ook, dan waarin die Here vir 'n mens roep en 'n mens plaas, probeer 'n mens baie keer wegvlug van daardie omstandighede af, want jy wil nie daarso wees nie, omdat dit vir jou te moeilik is om daarso 'n getuie vir die Here te wees. Ongelukkig is dit so dat baie kinders van die Here af wegvlug. Ons vind dit ook in Eksodus 4 vers 13 en 14. Maar hy sê, ag Here, stuur tog deur wie u wil stuur. Toe ontvlam die toorn van die Here teen Moses, en hy sê, is jou broer Aaron die Leviet nie daar nie? Ek weet dat hy goed kan praat, en hy gaan ook al uit om jou te ontmoet, en as hy jou sien, sal hy bly wees. Baie mense wil allerhande verskonings vir die Here aanbied. Ek kan nie goed praat nie, ek kan nie dit of dat doen nie, daarom wil hulle nie betrokke raak in gemeenteverband as ook in die gemeenskap waar die Here vir hulle dan ook geplaas het nie. En ongelukkig is baie mense ook soos in Moses, ons soek verskonings voor die Here, en al hierdie verskonings hou nie water nie, want die woord van die Here sê, hy is ons krag, hy is ons in staatstelling om dit te doen waarvoor die Here ons geroep het. Ons vind dan ook vir Elia, waar hy wegvlug van die Here af, maar selfs het hy 'n dagreis ver die woestyn ingegaan en daar onder die besembos gaan sit en gewens dat hy mag sterwe. En hy sê, dit is genoeg, neem nou my siel weg, Here, want ek is nie beter as my vaders nie. Hierdie man wat vir mense wegvlug, die vrees vir mense, en die besef dat God groter is as mense nie. Ja, hy het seker ook, maar in sy geestelike onvermoë op daardie stadium, omdat hy geestelik uitgeput was, en nie op die plek was waar hy moes wees nie. Daarom kon die Here hom nie gebruik as instrument, waar hy ook hom wou gebruik nie. Ag, liewe toehoorder, hoeveel keer vlug ons nie dalk van die Here af weg nie. Jeremia 20 vers 7 en verder aan. Here, u het my oorgehaal, en ek het my laat oorhaal. U was te sterk vir my en het oorwin. Ek was 'n belaging die hele dag. Almal saam spot met my, want elke keer as ek spreek, moet ek dit uitskree, moet ek roep, geweld en verdrukking, omdat die woord van die Here vir my 'n smaad en 'n spot geword het die hele dag.
En as ek sê, ek sal aan hom nie dink nie, en in sy naam nie meer spreek nie, dan word dit in my hart soos 'n brandende vuur, opgesluit in my gebeente, en ek het my moeg gemaak om uit te hou, maar kon nie. Hoeveel van ons skop teen die roepings van die Here? Hoeveel van ons skop daagliks teen daar waar die Here vir ons wil gebruik as instrument in sy hand, en ons doen nie dit waarvoor die Here ons daar geplaas het nie, dan is ons maar net soos 'n Jona, en hy kon nie standhou teen God nie, en daarom moet ons pas op, dat ons nie teen die prikkel skop, en onsself daarteen seermaak nie. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie, dat U ons uit genade kom red het, en dat U vir ons geroep het, vir 'n sekere taak en 'n roeping. Elke mens, nie net 'n dominee nie, maar elke een het 'n taak en 'n roeping daar waar U vir ons geplaas het. Mag ons getrou wees. Amen.